Ons het gepraat oor beloning van 'n predikant, 'n prediker. En ek lees in 2 Korintiërs 11 vers 7 tot 8 'n uitsonderlike belydenis wat deur Paulus afgelê word. Hy sê: "Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig." Nou goed, ons kan aanvaar dat dit die hele hier, die gemeente in Korinte is, en hy sê vir hulle, hy het dit verniet gedoen. Hulle het nie nodig gehad om hom daarvoor te vergoed nie. Hy sê, ek het my verneder, sodat julle opgehef kon word. En dan die vraag, was dit miskien verkeerd van my? In vers 8 sê hy, om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem. En nou maak hy hierdie treffende belydenis, en hulle as ware so beroof. Terwyl hy by die een niks ontvang het nie, uit eie keuse, aanvaar hy by 'n ander gemeente wel die vergoeding. En hy voel eintlik so sleg daaroor, hy sê, het ek hulle dalk beroof? En ek sien dat Paulus by herhaling oor hierdie beginsel gepraat het, dat hy eintlik nie nodig het om betaal te word nie. Daar's 'n hele paar plekke waar hy dit noem. Byvoorbeeld Handelinge 20 vers 33. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. 2 Korintiërs 12 vers 14. Dis nou die derde keer dat ek gereed is om julle toe te kom, en ek sal nie vir julle 'n las wees nie. Ek soek nie julle geld nie, maar vir julle. 1 Tessalonisense 2 vers 9. Julle onthou immers nog, broers, hoe ons gesoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enige van julle 'n las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. En so word Paulus keer op keer die man wat sê, ek behoort eintlik nie betaal te word nie. Ek wil eintlik dit nie hê nie. En tog het hy dit gekry. Tog is hy wel in sommige gevalle beloon. Kom ons aanvaar dat dit so werk, en veral in vandag se tyd. Dink maar net daaraan, wat sou gebeur het as daar nie voltydse predikante tussen ons was, wat hulle lewe gewy het, en daarvoor hulle lewe gewy het om die evangelie aan ons te verkondig, die woord van die Here te bring na ons, as ons nie hulle vergoed het nie. Loop mooi.